Okay, hi guys, welcome back to my channel. Um, yes, I am Natasha Lungs, and you know that I use this platform to share my journey in Christ, how I experience Him, share testimonies, share if I have something on my heart, a word, then I share it. Okay, so I am challenging myself to post to do vlogmas, so to post every single day of December, to post a video. Now it won't be an everyday vlog, it won't be like a vlog every single day, it will be different videos. I don't know where I will get this content. I don't know how I will do this, but this is a personal challenge for myself, for my channel. So I'm starting a vlog now, and I'm making this announcement. I'm making this commitment towards myself. I'm challenging myself to come up with content to post every single day of December. So to do vlogmas, but not like a vlog every day. Whatever content I can create and put on my channel. I do already have a video that I haven't posted yet. That is a sit down video where I'm sharing a word that I received or that I wanted to share on a different platform, but time was limited, so I recorded it, or I had a sit down. So that will also form part of Vlogmas, and of course this vlog. So we do have the gospel campaign this weekend, and today is Friday. I just arrived home from work now. It is past 4. It is that time of the year where you stay at work to finish marking. My overall aim was to put down the red pen today, on Friday today, but I did not even touch the grade 10 listening yet. So there's no way. I'm not done marking. So I wanted to put down the red pen today. I wanted to be done with marking so that I can just next week be busy with recording and then moderating other papers. And yes, I just wanted to use the black and the green pen next week. But unfortunately, I'm not done due to unforeseen circumstances. So I will still have to mark. I want to go in on Sunday to just get going, and then Monday, and then I'm hoping to put down the red pen Monday afternoon, and then see how I, and then give in for moderation, and then I can start recording my marks, and by next week Friday I want to be done officially. Yes, and then ja, so dit is dit. So hierdie naweek ek sal merk, ek sal skool toe gaan, ek dink nog, soos ek nou begin skoon gemaak het ek gedink, miskien moet ek die studeerkamer skoon maak, my vraestelle gaan haal en môreoggend met die opstaan net vir my daar binne toe maak, en dan weet die kinders mos sien, dan pla hulle my nie, en dan kan ek seker vir 2 ure merk, net ure inkry om te sit en merk, laat ek net, ek is mos nou agter, so laat ek net op datum kom, en dan, ja, so dit is, hierdie naweek is merk, en dan is dit gospel campaign. So die juffrou Keren is siek. Sy is koors, of sy is nie lekker. Sy het ons het vir haar 2 dae gelede gaan gespuit, en gister toe die juffrou al vir my gesê Keren is nie lekker, ek moet koorsdrop kry, en toe ek haar gaan gehaal en koorsdrop gekry, so van gister af, she's not fine. Even this morning I went in late, she is not okay. Die juffrou het nou weer geteks en gesê die kind het teens regtig geëet. So dis nou weer die tipe ding van die kind is siek, so jy kan nie gospel campaign toe gaan nie. Ek is so op vir daai goed. Maar ek het my man gelaat weet, hy sal nou by die apteek omgaan, en dan sal ons kyk vir haar dokter en kyk hoe maak ons dat een van ons moet ten minste gaan. Ek het my kollegas genooi, so dit sal mos nou nie mooi lyk, ek het hulle genooi, maar ek gaan nie. Maar
ons sal kyk hoe maak ons, maar vanaand begin ons amptelik met die gospel campaign en dan weer môre aand, onthou ek het nog nie 'n tent in Karlsburg bygewoon nie. So I really wanted to go and to go experience and to be present and all that, want dis onze kerk wat die gospel campaign het. Maar nou ja, ons sal sien hoe werk dinge uit. So ek is by die huis, ek gaan nou skoonmaak, dit is baie veel, baie te mekaar, ek gaan regtrek, ek wil skoonmaak en dan wil ek klere in die masjien sit, ek wil soveel as moontlik klere was, of ten minste die kinders se klere. En ja, omdat die mense presies weet hoe die naweek sal lyk. Ek het hierdie is R20 julle Shoprite het die beste specials nou. So ek het hierdie gekoop. So ek gaan nou skoon maak. En dan gaan ek sommer met hierdie ook meng. Ek weet nie, ek het bleach ook gevat. En ek wou Handy gevat en Handy is ook special. Daar is net specials. Ja, maar ook ek sal nie nou specials en daai goed wys nie, maar ek ken nie wat ek nou gebruik van skoonmaak toe, onthou ek net ek het pine gel gekoop en hierdie huis nodig 'n pine gel skoonmaak. So ja. Sien julle seker by die tent. Of wanneer ook al, maar I opened a vlog and I'm gonna vlog and I'm gonna post every single day in December. By the grace of God. Okay, dit is Sondag. Die naweek het nie uitgewerk soos wat ek dit beplan het nie. Ons kon nie eens gospel campaign toe gegaan het nie. We ended up in the hospital Friday afternoon with Karen. Ek kon nie skoon gemaak het soos ek moes beplan het om net Vrydag gou reg getrek het. Terwyl ek begin regtrek, toe kom die kinders en toe Karen koorsig. Ons het nog 'n bietjie vir haar gemedicate en gemonitor, maar haar koors het nie afgekom nie. Hier is Nana se kind. Die plante is standaard gemaak. Jumima, mami maak 'n video. Die plante is standaard gemaak, nee, so môre as ek môreoggend kom kan ons weer nat maak. Maar kom maar, ek kan nie nou eers met water speel nie, nee. So kalmeer. Ja, so ons het Vrydag aand in die hospitaal geslaap. En Saterdag namiddag, dit was toch gisternamiddag 4 uur, 5 uur goed. Toe kom ons eers daaruit. En so ek het net vandag kom skoon gemaak, klere gewas, gekom kyk wat kan ek doen en nou is ek voel is die eerste keer vir die dag wat ek eintlik sit. So ek wil ook my hare doen en dan die skoolwerk gaan haal, vanaand skoolwerk doen, môre werk toe gaan. Dis hoe die naweek uitgedraai het en onmiddellik het ek mos net gevoel, okay, so ek sal mos nou maar meer kan vloggie en ek sal ook meer die challenge wil aanpak wat ek wil aanpak, maar dan dink ek nee, kom ek probeer nog steeds. Hier so, my personal person. Weet jy dat by elke hospitaalbed daar is weet jy dat dit so, hoe het dit so uitgewerk, dat jy ook net hierdie naweek hier, I'm so grateful, thank you Jesus, dankie dat jy hier is, ek is baie bly en dankbaar. So Candice is hier, sy was gister heel dag saam met my, by die hospitaal, ek is so dankbaar, dat ek nooit hoef alleen deur die dinge te gaan nie. Maar ek voel dit is toch nog genoeg vir 2025. Sê, kan iemand net vir die refri sê, ek kan uitplaas, asseblief van Rerag? Okay, see you when I do my hair. Golden leaves fall from the trees, thankful hearts like autumn breeze. Around the table stories flow, friends and family warmth we know.
Side by side through thick and thin, love and laughter where we've been. Thanksgiving not just for the past, grateful for the bonds that last. Every day and every cheer, love and warmth forever near. Through the highs and through the lows, hand in hand our spirit grows. Memories that we've amassed hold us close and unsurpassed. Raise a glass to those who stay through the night and brightest day. Whisper thanks for what we've got, cherishing each loving thought. Thanksgiving, not just for the past, grateful for the bonds that last. Every day and every cheer. Golden leaves fall from the trees, thankful hearts like autumn breeze. Around the table stories flow, friends and family warmth we know. In the journey we're not alone, every step and every stone. Grateful for the bonds that last. Every day and every cheer, love and warmth forever near. Through the highs and through the lows, hand in hand our spirit grows. Memories that we've amassed hold us close and unsurpassed. Raise a glass to Hi guys, Mommy shall know. Welcome to another day in this vlog. So this is not the Sunday. The last time we spoke, it was Sunday, and I was supposed to do my hair, to go do my hair that Sunday. It did not happen. So this whole week I just passed by. Ek het maar net nat Paula's gevang en was ook al meeste net by die huis. So vandag is Vrydag en ek het finally my hare ingedraai. Dit was moeilik. Ek is nie gewoond om my hare self in te draai nie, so ek het gesukkel. Maar ek is bly ek het dit gedoen. Ek wil nog net die ek is besig om my voorarea skoon te maak, so ek wil net die glasdeur ook was. Die kinders het in die vuil stoep, hulle is 'n speelgoed uitgegooi en daar gesit en speel vanoggend. So ek wil net bietjie die voorarea skoon maak en dan my hare klaar doen, of my hare as dit droog is uithaal en stryk. Ek wens ek kon net gegaan het dat my hare gewas en blou word. Maar dit is nie nou in die budget nie. So ja, ek moet dit self doen. En ek het so ver gekom, ek het gewas, ek het ingedraai, so nou is dit net die strykpart. Miskien as dit alright uitkom, hoef ek nie eens te strykie, maar ek wil baie graag. Ja, so, see you. Golden leaves fall from the trees, thankful hearts like autumn breeze. Around the table stories flow, friends and family warmth we know. In the journey
right through thick and thin, love and laughter where we've been. Thanksgiving not just for the past, grateful for the bonds that last. Every day and every cheer, love and warmth forever near. Through the highs and through the lows, hand in hand our spirit grows. Memories that we've amassed hold us close and unsurpassed. Raise a glass to those who stay through the night and brightest day. Whisper thanks for what we've got. Alright, not perfect, but baie beter. Hierdie keer was veel. Elke keer as ek die stoep vee, dan waai die wind stof so, soos nou waai die wind ook. So ek sal seker eers die stoep so veel los. Och, die stoep lyk elke dag asof ons dit nie vee nie, maar ek vee dit amper elke tweede dag. Ek vee dit gereeld, maar dit is die stof. En hierdie tyd van die jaar sit ons baie hier, gebruik ons baie hierdie area, so ek wil dit skoon hou. Alright. Ek hoop die wind sal ophou waai. Maar ja, keer net eind begin aangegaan, so ek het net vinnig irriteer. Maar dit lyk alright man, regtig. Kijk, ek is baie beïndruk hoe my hare uitgekom het. Baie beïndruk. Ek glo nie ek. Jemima, kan mami net eers hier praat, nee? Mami sal nou of ek jou luister. Dit is, ek sweet soos nou, so ek weet nie of ek hierdie hare sal strykie. En maar ja, my hare lyk gezond, as ek so kan sê. Oh. En dit het nie so bad uitgekom nie, van ek sukkel mos om in te draai. So, okay. Daar is iets wat ek wil deel. Toe ek swanger was met Jemima, die eerste maand was moeilik. Ek was siek. Ek was fisies uit, dit het my uitgeslaan. En ek het gesukkel om te bid. Nou die Desember maand, toe gee my suster vir ons. Ai, nee mama. Geef vir mama hierdie oomblik asseblief. Toe gee my suster vir ons hierdie boeke as Kersgeskenk. En ek dink dit was Februarie wat ek so siek was. Okay, maar die volgende jaar, vroeg die volgende jaar, toe raak ons swanger en toe ek baie siek en ek het gesukkel om te bid soos ek altyd bid, soos ek altyd sal opstaan en bid, en dit was net vir my baie moeilik. En ek het begin journal, ek het my gebede neergeskryf. Soos byvoorbeeld, ek sal in die oggend opstaan, wat op my hart is, die gebed wat ek het, sal ek neerskryf, en later deur die dag, wanneer ek beter voel, want die gevoel gaan mos weg, dan kom hy weer. Wanneer ek beter voel, dan het ek dit nou gelees en gebid. En ek wil dit met iemand share dat ek weet nie in watter journey jy is sien, of wat ek nou besef met dit. Ek het hierdie boek nou die dag gekry en deur die gebede gegaan. En wat ek nou besef met dit is, maak nie saak in watter seisoen jy is nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons moet nie ons verhouding met die Here verloor nie. Dit is wat ek tyd het gekry het, like, wow, dit het nie goed met my gegaan nie. Maar ek het, daar was 'n manier hoe ek nog in kontak kon bly met die Here, en dit is die belangrikste. Do not lose your personal relationship with the Lord, no matter what. No matter what, and I've realized that soos 'n mens moet nou journey, soos die lewe gebeur, soos dinge gebeur, het ek teruggestaan, het ek net gewoon. Maar, of hoe moet ek sê, ek het nie meer so moeite gedoen in en met my verhouding met die Here nie, terwille van omstandighede. Maar wat ek hierdie journal kry, besef ek, het sê maar omstandighede, jy moet
nog steeds die beste van die omstandighede maak. Jy moenie laat die omstandighede maak dat jy nou bietjie wegbly van die Here af of minder bid nie. Dit is juist die omstandighede wat moet maak dat jy meer bid en meer tyd met hom spandeer. En dit het net weer vir my so ge-encourage that wherever I'm at now, don't lose out on your relationship with God. And in every season, make sure as jy in die vallei is, as jy op die berg is, waar ook al jy is, maak seker jy is met die Here. Kom ek lees tog 'n gebed. Ek ken nie hoe jy dit gebid. Okay, this was okay, die was seker toe ek die boek gekry het, toe ek net gesê I don't think you will be able to see it, but I was just saying thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. It was the 29th of December 2021. Die was die 31ste. Dankie vir hierdie goeie dag, baie dankie vir u liefde en teenwoordigheid. Dankie my Jesus, baie dankie. Jammer dat ek nie genoeg tyd met u spandeer het nie. Ek is baie jammer. Dankie dat ek en my familie dit gemaak het. Baie dankie, liewe Jesus. En ja man, okay. Ja, hier is nog 'n prayer of nog wat ek geskryf het die 1 Februarie. Thank you Jesus, thank you for this new month. Thank you for endless possibilities in you. I love you Jesus. Lord, help us to prepare to go to Karasburg, please. Lord, help us to prepare to go to Karasburg, please. En dit is hoe ek bid. Ek sal een sin vir hom meer as een keer vra en ek het geskryf soos ek bid. Soos hoe ek dit so gesê het ek dit geskryf. En dit was 'n seisoen wat ek naar was. Ek het net gevoel ek wil nie my mond oopmaak. Ek kan nie regtig bid. Maar ja, okay, so ja guys, dit is net wat vir my, of toe ek hierdie journal weer kry, dit net vir my ge-encourage, en I just want to encourage you, if you are, sometimes gaan bly mense seker vir 'n week by familiemense, en jy kan nie bid soos jy by die huis bid nie. Vat jou journal en skryf, en ek sê nie ons gebedslewe moet net journaling wees. Ons moet ons monde oopmaak. There's things that we must agree, there's things that we must declare. Ons moet met die Here kan praat, ons moet kan kom sit en sê, o Jesus, ek is nog moeg. Maar daar is 'n seisoen of daar is dae wat jy net nie jou mond oopmaak nie. And then write. And then today you are writing, tomorrow you are spreek jy dit wat jy geskryf het. Ek hoop dit encourage of help iemand. Ek besef dat dit my gedra deur daai seisoen. En kom ons doen die ding wat vir jou sal werk in die spesifieke seisoen, sodat jy nie agter word met jou in jou verhouding met die Here nie, en laat ons nie afvallig raak nie. Ek gaan nou hierdie vlog hier eindig. Ek hoop dat daar is genoeg content, want ek wil 'n nuwe vlog begin, want ons het 'n funksie by die kerk, en ek wil nou vir my reg maak om daarna toe te gaan. So I want to start a new vlog, because I want to be able to record genoeg by die funksie, by die kerk se funksie, en nie so half record nie. So ja, ek wil dit nie nou in hierdie vlog kan bring nie, want dan is dit te lank en dan moet ek weer net cut. So yeah, the function at church or the weekend, the activities that we will be having at church this weekend will be a vlog on its own. 31 days of posting every day. What a challenge. Okay, see you guys in die volgende video. Baie dankie. Thank you for watching the video up until the end. See you. Bye bye.